In hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg sien ons 'n redelike interessante prentjie in die veemarkte. Speenkalfpryse bly sterk, lampryse druk nog op na hoër vlakke, maar hoender- en varkpryse kom ongelukkig onder druk, soos die verbruiker al hoe meer pryssensitief raak. Kom ons kyk vinnig wat in die mark nou gebeur en wat vir ons vir die volgende paar weke voorlê. Hierdie Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg in die afgelope week dan baie sywaarts gebly op R42.44, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R45.23 en die top 10% se prys ook styg na R48.38. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R43.02, die Oos-Kaap op R40.67 en die Wes-Kaap steeds op R39 per kilogram. Die Noordwesse prys staan net so oor die R44. Oor die afgelope 4 jaar het ons elke keer gesien dat kalfpryse styg vanaf Junie tot in Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem. My verwagting is egter dat pryse sywaarts tot hoog kan bly weens die goeie vraag wat ons dan sien, die laer voerkostes as ook laer aanbod nou in die markte. Die nasionale A23 slagpryse het laasweek dan ook sywaarts gebly en staan tans op R63.80 met C-graadpryse wel bietjie laer op R56.80 per kilogram. Hier speel die verbruiker natuurlik 'n groter rol en dink ek steeds dat hierdie pryse dalk so bietjie kan afkom oor die volgende paar maande, maar dat die daling baie gering behoort te wees. Ons hoor ook dan van uitvoere wat weer begin optel, so dit kan dalk hierdie pryse veroorsaak dat hierdie pryse dan nou nie noodwendig so ver daal nie. Die gemiddelde stoorlamprys styg met 2% na R53.68 en die gemiddelde stoorlamprys styg met 2% na R53.68 weens laer aanbod oor hierdie tyd van die jaar wat pryse dan hoog hou. Die Vrystaatse prys verhandel op R56.58, Mpumalanga op R54.84 en die Noord-Kaap op R48.28. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R52.67. Junie maand is tradisioneel dan wanneer hierdie pryse op sy hoogste vlak is elke jaar weens minder aanbod, maar ook vraag vanaf sojaboere wat dan gewoonlik hoog is. Ek dink dus dat ons nou dan redelik naby aan 'n hoogtepunt is en dat pryse weer van Julie maand kan begin afkom en dan redelik skerp daal soos ons na September en Oktober beweeg wanneer hierdie pryse tradisioneel op 'n laagtepunt is. Die A23 slagprys styg dan na R106.67 met die C23 prys nou op R77.60. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as lampryse te volg en dan op 'n hoër vlak te bly tydens Junie maand en dan moontlik weer bietjie terug te sak soos ons van Julie na Oktober maand weer beweeg. Ons het dan laasweek die laaste wolveiling van die 2025 seisoen gehad en is die eerste veiling vir die volgende seisoen eers op 19 Augustus. Maar ek sal seker maak om julle wel op hoogte te hou van gebeure in die Australiese mark. Wolpryse het dan op 'n hoë noot afgesluit en styg dit verder met die RWS 20 mikronprys tans op R278 met die nie RWS 20 mikronprys op R261. Die gemiddelde RWS prys in Suid-Afrika staan tans op R277.95 met die nie RWS gemiddelde prys op R270.86. Die pryse in Australië het ook gestyg week op week na 19,79 Australiese dollar per kilogram. Die volumes uit Australië was die laagste sedert 2020 op laasweek se veiling en hou die lae volumes steeds pryse op hierdie hoë vlakke en behoort dit ook oor die korttermyn 'n ondersteunende rol in die wolmark te speel. Bokpryse het dan weer gemeng verhandel laasweek, maar is ons verwagting steeds dat dit in 'n opwaartse tendens kan bly soos ons nader aan September maand beweeg en vraag dan weer behoort te verbeter.
Die afgelope week het die grootbokpryse gedaal na R45.9, kleinbokpryse styg na R67.43, mediumbokke styg na R59.27 met bokooipryse laer op R46.28 per kilogram. Hoenderpryse kom nou onder geweldige druk en daal die gevriesde ex-abattoir hoenderprys na R34.19, varspryse daal na R40.73 met die IQF-pryse op R37.42, maar ons het lanklaas nuwe pryse vir dit gekry, so dit behoort ook al op 'n laer vlak te wees. Die laer varkpryse spoel nou oor na hoenderpryse toe en druk dit vraag af met redelik goedkoop invoere wat ook nou nie die saak help nie. Die druk op die verbruiker begin ook nou 'n groter rol speel en noem sommige kettingswinkels reeds dat verkope met ongeveer 20% jaar op jaar gedaal het. So verbruikers is baie meer pryssensitief nou en dis sien ons dan baie vraag wat nou eerder na varke toe gaan eerder as hoenders omdat dit soveel goedkoper op die oomblik is en dis trek dit dan die hoenderprys ook nou af. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys gedaal na R22.74 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers dan gestyg het na R18.11 per dosyn gemiddeld. Varkpryse het dan sy daling voortgesit ongelukkig die afgelope week met die nuutste spekvarkprys nou 1% laer op R32.28, vleisvarkpryse daal dan met 3% na R33.13 terwyl worsvarkpryse 2% daal na R26.39. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan rondom hierdie laer vlakke bly en dan weer van September mooi kan begin optel soos vraag in die somermaande dan hopelik weer gaan verbeter. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gestyg na R3.900 per ton met tot R4.000 wat ook in sekere areas gerapporteer word. Graad 2 lucern staan op R3.500 en Supreme lucern op R5.000 soos die wintermark nou ingeskop het. Die vraag na chop het wel verbeter soos die veldkondisies weggeval het weens die koue, maar het dit ongelukkig nog nie deurgespoel na beter pryse nie. Die gemiddelde chopprys staan steeds op R2.150 per ton, maar kan ons dalk binnekort beter choppryse ook verwag in die markte. Om op te som, die rooi vleismark bly op hierdie stadium nog redelik sterk, met speenkalfpryse wat sywaarts tot hoog kan bly, weens goeie vraag, laer aanbod en goedkoper voerkostes. By lammers dink ek ons is nou redelik naby aan sy hoogtepunt, veral omdat Junie tradisioneel 'n sterk maand vir pryse is, maar pryse kan weer van Julie af begin terugkom, soos ons nader aan September en Oktober beweeg. Wol het die seisoen dan baie sterk afgesluit met laer volumes in Australië wat dan steeds ondersteuning aan hierdie markte bied, terwyl bokpryse moontlik weer beter kan lyk soos vraag nader aan September verbeter. Ongelukkig het ons dan gesien dat hoender en varkpryse onder druk gebly het met die verbruiker wat baie pryssensitief op die oomblik is en goedkoper vleisopsies nou 'n groot rol speel in vraag. Aan die voerkant sien ons dat lucernpryse reeds mooi opgetel het met wintervraag en laer aanbod, maar sien ons dat choppryse ook dalk binnekort weer beter kan begin lyk. Hierdie Netbank vleis- en voerprysoorsig word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons sien mekaar weer volgende week.